Baie jare gelede het my ma eendag vir my gesê, toe ek gevra het of ons nie ook 'n fiets kan hê nie. Soos al die ander kinders. En van gesê, maar hoekom is ons dan so arm, dat ons nie eers fietsse kan hê nie, want al die ander kinders het dan fietsse. En sy het toe vir my gesê, maar my kind, jy weet nie wat armoede is nie. En dit was baie waar. Ons het elke dag genoeg gehad om te eet, genoeg gehad om aan te trek. Ons het in 'n huis gebly waar daar warm water was. Ek het nie geweet wat armoede is nie. En dit is nogal 'n dilemma. Hoe weet jy om te waardeer wat jy het, as jy nie weet hoe dit voel daarsonder nie? Party mense sê, jy moet eers iets verloor voordat jy dit regtig sal waardeer. Jy moet jou gesondheid verloor, dan sal jy weet hoe bevoorreg jy is om te kan sien, te kan hoor, te kan loop. Daar's so baie dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Kom ons praat ook van verhoudings. Ons het baie mense wat ons lief het en ons aanvaar hulle almal as vanselfsprekend, maar die dag as hulle meer daar is nie, dan sal ons eers besef wat ons gehad het. Maar hierdie dilemma vir ons wat uiteindelik nie weet waarvan ons praat, as ons praat van 'n bepaalde verlies nie. Daai selfde dilemma is ook waar van as 'n mens dink oor die woord van die Here. As 'n mens in Efesiërs 2 lees, daarvan in vers 1 tot 10, dan sê Paulus vir ons was dood in sonde, en dan sê hy vir ons dat in Christus het God ons lewend gemaak, en uiteindelik ons bestem vir goeie dade. Maar hoe gaan ons ooit genade van God waardeer, as ons nie weet wat die lewe behels sonder dit nie? Hoe gaan ons weet om met iemand te praat oor 'n lewe sonder God, as ons dit nog self nooit beleef het nie? Baie van ons het van kleins af die Here geken. Ek self, miskien het jy op 'n jeugkamp jou hart vir die Here gegee, maar kan jy vandag onthou hoe 'n lewe sonder die Here is? Partykeer sê ons vir mekaar, ja, maar 'n lewe sonder die Here beteken daar's geen vreugde nie, daar's geen blydskap nie. En byvoorbeeld dat as mense nie die Here ken nie, is hulle lewe net uiteindelik een groot stuk hel. Dit is ook nie heeltemal waar nie. Want baie mense, selfs boeddhiste, islam gelowiges, beleef ook iets soos vreugde, blydskap, dankbaarheid, allerlei dinge wat ons ook beleef. Maar as ons praat van 'n verhouding met die Bybelse God, die lewende God wat ons deur Jesus Christus leer ken het en leer liefkry het, hoe lyk 'n lewe sonder hom? Want solank as wat ek verstand het, het ek hom geken, en het ek hom ook erken in my lewe in alles. Soos Paulus sê, julle is uit genade gered. Jy het niks in jouself om op te roem nie. Dit is die Here wat jou gemaak het wat jy is. Hoe kan ons dit waardeer? En hoe kan ons in ons harte dankbaarheid het vir dit, as ons nie weet hoe dit is sonder dit nie? En dit is 'n groot dilemma waarmee ons sit in ons Christelike geloof. Daar is inderdaad mense wat kan getuig van 'n lewe sonder die Here, en dan toe hulle die Here leer ken het. Ek kan goed onthou, baie jare terug, ek weet nie of dit vandag nog so is nie, met die oorgang van die ou jaar na die nuwe jaar, het die mense op die markplein, daar voor die kasteel, die parade, bymekaar gekom. En daar het veral dan die kleerlingmense gekom en gesê, maar hulle vertel en getuig van, hulle lewens was aan drank verslaaf, dwelm verslaaf, gebroke verhoudings, en toe leer hulle Jesus ken. En hulle het geweet en verstaan wat God se wil vir hulle is, en hulle het begin verander, en hulle vertel met trane in hulle oë en met dankbaarheid wat dit vir hulle beteken. Maar as Paulus sê, julle was dood sonder die Here. Hy skryf hier natuurlik vir mense wat uit die heidendom tot geloof gekom het. Sy brief in Efese is geskryf aan ook heel waarskynlik al 7 gemeentes in Klein-Asië, van mense wat uit die heidendom oorgekom het en begin glo het en die Here leer liefkry het. En hulle het verstaan wat 'n lewe sonder God is en nou 'n lewe met God is. Maar wat ek vir jou wil vra is, al kan jy jouself nie indink in hoe dit moet wees sonder God nie,
Ons kan dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Ons moet verstaan dat die Here se betrokkenheid, sy verhouding met ons, is kosbaar. Die feit dat hy met ons praat oor genade, dat hy ons uit genade gered het, en dat jy niks het in jouself om op te roem nie. Dit moet nie net by ons iets wees waarvan ons kennis neem nie. Dan moet by ons 'n dankbaarheid wees, maar dan ook baie belangrik 'n nederigheid. 'n Nederigheid teenoor ander mense wat nie glo wat ons glo nie, of dink soos wat ons dink nie. Ons moet onthou dat toe die toring van Siloam ineengestort het, en die mense vir Jesus gevra het, is hierdie mense meer sondig omdat hulle dood is, as gevolg van hierdie toring, want daai tyd het hulle dit amper as verraad gesien, wat is Jode wat gewerk het aan 'n Romeinse konstruksie wat afgebreek moes word, en op die ouend het dit op hulle ineengestort. Maar Jesus het vir hulle gesê, nee, hulle was nie meer sondig as ander mense nie, maar as julle nie bekeer nie. Ons moet leer om na onsself te kyk, ons eie dankbaarheid, en hoe ons God se genade in ons lewe beleef en ervaar. En ek wil vertrou dat, as ons regtig stil word saam met die Here, dink oor hoe genadig hy in ons lewe is, as ons verstaan wat vergifnis is, dat hy onvoorwaardelik ons vergewe het, en trouens nog steeds vergewe vir wat ons in ons lewe verkeerd doen. Dat ons sy genade nie goedkoop sal maak nie, of as sommer vanselfsprekend beskou nie. Kom ons maak 'n punt daarvan om regtig dankbaar te wees teenoor die Here vir sy wonderlike genade wat hy ons bewys het. En daarom, as ons bestem is tot goeie dade, dat dit met ander woorde iets is wat ons doen uit die liefde wat ons vir hom het. Nie omdat dit 'n plig is nie, maar as ware omdat jy nie anderste kan nie. Daar's iemand wat sê in die Engels, it is a moral obligation om goeie dinge te doen. A moral obligation as jy verstaan wat God se genade is. Mag dit vir jou 'n mooi dag wees en tot ons weer gesels. Totsiens.